jy kan nie skryf as jy nie lees nie. En dit is nogal regtig belangrik, veral wanneer dit kom by genres. Jy gaan net weet wat die genre van jou vereis as jy baie lees. Skalk het ook gesê, ek hanteer baie van die boekinhoud, en wanneer Lig en Duisternis vir my 'n boek gee, of ek vra vir een, dan beteken dit ek lees hom eers, voordat ek dan onderhoude doen, en jy weet, inhoud daaroor skep, want jy moet weet waarmee jy werk. Dit is die eerste belangrike ding. En dan wil ek ook praat oor, Skalk het ook genoem van die verband tussen geskrewe taal en gesproke taal, die manier hoe jy 'n teks saamstel wanneer jy dit vir 'n leser skryf en wanneer jy ook 'n luisteraar in gedagte moet hou. Daar is 'n verskil in die manier hoe jy skryfwerk aanpak. Wanneer jy byvoorbeeld 'n preek skryf, gaan jy natuurlik anders skryf in die opsig dat jou sinne gaan korter wees. Jy kan nie 'n akademiese sin in die lengte van 'n akademiese sin jy weet, in jou preek inwerk nie, want jy gaan jou leser verloor. Iets eenvoudig soos jou werkwoord wat 'n bietjie vorentoe gaan skuif, korter sinne, eenvoudiger taal gebruik. En dit tel ook vir oordenkings wat mense oor die radio doen, jy weet. Mense kry soms as predikant daai uitnodiging om sê net maar vir RSG 'n kort oordenking te doen. En dan moet 'n mens onthou, jy skryf dit en jy berei dit voor, maar daar's uiteindelik iemand wat luister. Hulle gaan nie die teks voor hulle hê en kan herlees nie. So mense moet hulle mooi lei deur die proses, sonder natuurlik om die diepte te verloor van jou boodskap. So, ja, taal is baie interessant, geskrewe woord is baie interessant, en ons kyk dan nou vandag spesifiek na verskillende genres. So, wat is die doel van hierdie aanbieding? Ek wil eerstens ook sê, dit is nie 'n aanbieding nie, ek wil dit regtig graag meer 'n opleidingssessie noem, dat ons mekaar vra. Ek weet nie als nie, ek weet nie waaroor julle wonder nie, so as julle vir my vra, kan ons daardeur, jy weet, bietjie meer prakties wees en sinvol met mekaar kommunikeer, want as ek hier gaan staan vir 'n uur en 'n kwart skalk, dink ek nie enige iemand gaan eintyd luister nie. Mense gaan naderhand na die horlosies begin kyk, so kom ons hou dit informeel en jy weet, gesels lekker met mekaar. Die volgende doel van die dankie Skalk, van die aanbieding is om dan 'n oorsig te bied van die genres. Dit is ongelukkig nie moontlik om alles te hanteer nie. Maar ek het gaan kyk wat is miskien bietjie meer relevant vir vandag, vir julle en die onmiddellike hier en nou, waarmee werk julle, wat is belangrik. Dit beteken nie, julle kan nie ook oor ander genres vra nie, al het ek dit nie behandel nie, vra gerus en kom ons gesels dan daaroor. So, jy moet dan weet waarmee jy werk. Dit is dan die belangrike ding, die oorsig, om te vertel waar uit bestaande genre, vir wie skryf jy en so aan. Ek wil jou ook graag help om te identifiseer hoe 'n genre lyk. Want as jy weet waarvoor om uit te kyk, sal jy ook weet waarmee jy werk wanneer jy self 'n stuk skryf. So dis 'n wisselwerking tussen tekste wat bestaan en hoe jy dan nou gaan maak wanneer jy gaan sit om te skryf. So ek sal gaan vir julle wenke daar ook gee. 'n Raamwerk wat jy byderhand kan hou om dan nou te bepaal in jou voorbereiding. En dan uiteindelik, soos Skalk gesê het, om die skryfwerk te verbeter, en dit gaan eintlik maar net oor, van my kant af, oor hoe dink 'n mens oor skryfwerk. Jy kan nie net gaan sit en skryf as jy nie jou denke georden het nie, as jy nie weet waarheen jy op pad is nie. So dis belangrik om daar te begin om jou skryfwerk te verbeter. Net op 'n praktiese noot, wanneer 'n mens skryf, kan jy nie net gaan sit en skryf en wegval nie. 'n Mens het hulpmiddels nodig, en dit is eintlik nodig. Ek bedoel, ek gebruik daagliks Viva en Pharos. Ek kan nie dink oor 'n dag verbygaan dat ek nie 'n woordeboek raadpleeg nie. Speltoetsers. Kry daai bronne om jou te help om jou skryfwerk te weet. Maak seker dat jy weet wat die uitdrukking beteken. Moenie net praat, wat skryf soos jy praat, soos wat Skalk sê nie, maar maak seker dat jy weet wat die betekenis is, want wanneer jy skryf, wanneer jy praat met 'n gemeente, jy is ook 'n ambassadeur vir die taal, en jy het ook daai geleentheid om regtig Afrikaans te bevorder op die platform wat jy het, ook in die manier waar jy skryf, waar jy met mense werk. So, maar dit is sommer net op die kant. Hier is die besprekingspunte wat ek graag wil hanteer in hierdie sessie. Wat is 'n genre, wat is die raamwerk van verskillende genres, en dan voorbeeldmateriaal. Ek het 'n paar genres saam met voorbeelde uit die boodskapper uit vir julle saamgestel.
So, wat wil ek dan uiteindelik bereik hiermee? Wat moet jy kan doen aan die einde van hierdie sessie om verskillende genres in skryfwerk te identifiseer, weet watter genre die beste voertuig is vir jou boodskap, vir dit wat jy wil kommunikeer, en dan om skryfwerk in verskillende genres prakties te verbeter. Ek het eintlik nou reeds aan die inleidende opmerkings geraak. Wat ek nie vandag vir jou gaan sê nie, is hoe jy fisies gaan skryf. Hoe lyk 'n sin, hoe lyk die perfekte ideale rubriek? Die enigste manier hoe jy dit gaan doen, is om te lees. Om seker te maak dat jy self 'n gevoel ontwikkel van die genre. Ek gaan vir jou my toerusting gee, maar jy weet, onlangs toe ek nog besig was met my eie studie, jy weet, baie keer wil 'n mens ure lank raadpleeg jy artikels, want jy soek daai artikel wat presies vir jou gaan sê wat jy wil sê, en dit gaan ongelukkig nie gebeur nie. So, 'n mens moet dit interpreteer en mens moet 'n gevoel ontwikkel en dit jy weet dan toepas. Hier is die genres waarna ek graag wil kyk, gemeentenuus, jeugartikel wat in 'n blogstyl is, 'n oordenking of 'n preek, ek het dit saamgevoeg, jy weet, dit kom ook so saam in die boodskapper, maar ook omdat dit, jy weet, dieselfde doel het, tematiese artikel, redaksionele artikel, kommentaar, meningsstuk, rubrieke, huldeblyke en ek het die navorsingsartikel ingesit. Ek weet nie of ons gaan tyd hê om dit in diepte te behandel nie. Dis miskien dalk 'n gesprek vir 'n volgende sessie, maar dit is ook dan nou belangrik. Goed, hierdie is belangrik. So, of neem dit sommer met jou foon af, skryf dit neer. Hierdie is jou raamwerk wat jy gaan gebruik om 'n teks te evalueer. Wat jy in gedagte moet hou wanneer jy met 'n teks werk. So die eerste punt is doelwit. Wat wil jy met die teks sê? Wil jy jy weet, wil jy nuus oordra, wil jy 'n standpunt inneem, wil jy jy weet, iets meer informeel skryf? So wat wil jy met die teks bereik? Wat is jou doelwit? Waartoe werk jy en wat wil jy uiteindelik sê? Tweede een is die teikenleser, so dis baie belangrik. Aan die einde van jou teks staan daar altyd iemand wat dit gaan ontvang. Of dit nou 'n leser of 'n luisteraar is. So, vir wie skryf jy en wie gaan dit lees? Is dit 'n gemeentelid wat die gemeente nuus lees? Is dit 'n akademikus wat die navorsingsartikel lees? Is dit 'n jy weet, 'n leuke leser wat 'n behoefte het om jy weet, 'n redaksionele of 'n tematiese artikel te lees om iets beter te verstaan? So, weet vir wie jy skryf, want dit bepaal die hele teks, dit bepaal die styl en toon, dit bepaal die formaat, dit bepaal die register wat jy gaan gebruik. Jy sal byvoorbeeld nie in 'n akademiese artikel, jy weet, praat van baie mense nie. Jy moet bietjie meer spesifiek wees, jy moet gaan navorsing doen en sê, hoeveel is die baie mense van wie jy praat, argumentsonthulwe. Waar vir gemeentenuus gaan jy byvoorbeeld nie in 'n akademiese taal skryf nie, want dan gaan die helfte van die gemeente jou nie verstaan nie, jy weet. So, weet vir wie jy skryf. Dan die navorsing. Hoeveel van watter bronne of inligting moet jy insamel voor jy kan begin skryf? Jy kan nie gaan sit om gemeentenuus te skryf as jy nie weet wie, wat, waar, wanneer, hoe, waarom. So jy moet daai inligting insamel voordat jy daai brokkie gaan skryf. Selfs met 'n navorsingsartikel. Jy kan nie gaan begin skryf as jy nie al navorsing gedoen het en weet wat jou argument is en weet waar jy in jou pad is nie. So dit is voorbereiding wat jy moet doen. Ek dink Elmarie, jy gaan later 'n bietjie meer daaroor gesels, oor die voorbereiding en die beplanning van jou stuk. Maar ja, navorsing gaan definitief nodig wees. En navorsing klink baie akademies, maar onthou dit hang af waarvoor jy skryf. Dit gaan nie altyd dieselfde intensiteit van navorsing wees om daai bronne in te samel nie, verskyn tog. Dan die styl en toon, soos wat ek nou net gesê het, hang af van wie jy skryf en dit beïnvloed. Gaan dit formele of informele taal gebruik wees? Gaan dit professioneel en akademies of warm en toeganklik wees? As jy 'n huldeblyk skryf, gaan jy nie akademiese taal gebruik nie. Dit gaan 'n bietjie warmer wees. Dit gaan 'n bietjie meer informeel wees en bietjie meer persoonlik wees. So maak maar net seker van die styl en toon van jou skryfwerk. Net vir jou 'n redelike verskillende vraag dan. As jy nou sê skryf ons 'n artikel, wat is skryf? Dit hang af watter artikel skryf. As ek vir hom vra om 'n tematiese artikel te skryf, dan sal 'n mens, so dit is 'n populêre akademiese artikel. So ek het die genre benoem. So hy gaan bietjie meer formeel wees of van die professionele akademies? Nee, hy gaan iets tussenin wees. En dan informeel gegeven. Wat sê nog nie? Ek dink ek gaan nou daarin raak en ons bietjie meer oor die genres gesels. Maar sê vir my as die vraag nie beantwoord word nie, dan gaan ons terug na hom toe.
Dan met kering bedoel ek, in Engels praat ons van gatekeeping, so daar gaan aan die einde van jou teks gaan daar 'n hekwagter wees wat die teks gaan evalueer. As dit vir 'n navorsingsartikel is, gaan dit ewig nie evaluering wees, iemand wat regtig gaan kommentaar lewer op die artikel. Dit kan ook in die geval van die boodskapper kan dit 'n skalk wees, 'n redaksionele hekwagter wat sê of die stuk geslaag is of nie en wat vir jou dalk gaan terugvoer gee. So die teks moet altyd aan 'n bepaalde goedkeuringsvlak of 'n standaard voldoen. So dit is ook belangrik in jou skryfwerk. Jy het 'n boodskap, maar uiteindelik is daai genre waarbinne jy skryf het bepaalde reëls en vereistes waaraan 'n mens moet voldoen. Dis deel van die dissipline van skryfwerk. Die ander deel wat gewoonlik bietjie moeiliker is jou stuk gaan nooit die eerste keer klaar geskryf wees nie. Daar gaan altyd 'n herskryf en 'n skaaf en 'n skuur wees, of dit nou jy is wat 'n paar keer daardeur werk voordat jy dit vir skalk stuur, en of dit hy is wat vir jou terugvoer gee as die redakteur en sê ek het hierdie nodig, ek het voetnote nodig, ek het verwysings nodig. So skryf het ook 'n bepaalde dissipline waaraan 'n mens voldoen. Selfs kreatiewe skryfwerk, as jy eendag ook 'n kort verhaal wil skryf met 'n Christelike inslag, daar gaan ook alhoewel jy kreatief skryf, is daar ook bepaalde reëls en 'n dissipline daaraan. Miskien kan ek ook vir skalk vra. Die kering, as ons skryf vir die boodskapperskalk, is die kering leergerig, soos om te kyk of daar enige dogmatiese goeders is, of is dit meer skryfstyl gerig om te kyk of sinskonstruksies regtig is? Ja, ek dink dit is beide. Ons verantwoordelikheid is om ook na die dogma te kyk en te kyk dat dit daarin Bybels korrek is en so aan, so definitief daarna kyk. As ek nie van jou hou nie, dan sit ek 'n swak teologiese stuk wel in dat ander mense kan sien jy het 'n goeie teologie. Ja, maar jy diskrimineer teen my omdat ek 'n swart skrywer is. Ja, ek spot sommer nie, ons kyk regtig na dit alles. Ek gaan ook nou 'n bietjie meer daaroor sê oor my rol as redakteur, so ek wil nou dit vooruitloop nie, maar dit is vir ons belangrik om na beide te kyk. Ek dink ons uitdaging by die boodskapper is wel tyd. In normale omstandighede, byvoorbeeld as jy 'n boek sou instuur en ek tree dan vir jou as 'n tipe redakteur op, dan het ek meer tyd om met jou weer die teks te werk en baie van dit goed aan jouself oor te en te sê, gaan maak reg, verander hier ensovoorts. Maar met die boodskapper moet ons nie soveel tyd hê nie, moet ek baie van daai goed eintlik vir jou doen. Maar ek sal nou 'n bietjie meer. Maar dis goed, as 'n mens weet, daar is daai sif. Om te kyk dat, want daar ou skryf, en jy het jou gedagtes, en jy skryf met jou sinkonstruksie, en dit kan wees dat jy iets sê, wat dalk dogmaties nie korrek is. Vir my is daar 'n gerusheid om te weet, daar is 'n sif, om te kyk dat dit wel so is. So ek wil net sê dankie Skalk vir dit wat jy doen. Ja, so die kering is nie 'n ja of nee nie, dit is ook 'n, want onthou elke publikasie, selfs by Marula Media, het ons 'n bepaalde stylkonvensie en ons het 'n bepaalde raamwerk waarbinne mense funksioneer en ons verskil in sekere opsigte van die boodskapper. So Skalk kyk met 'n groter oog na jy weet, pas dit in binne wat ons wil sê as die boodskapper, maar ook maak daai teks sin, vorm dit 'n geheel, want jy het een boodskap, maar jy het verskillende maniere, hy volg verskillende roetes tot jy uiteindelik by die einde uitkom. So Skalk kyk, is dit koherent, maak dit as 'n geheel sin, volg dit logies op mekaar. So daai kering is ook eintlik terugvoering, jy weet, van Skalk se kant af. Met tydsraamwerk bedoel ek, is hierdie inligting of hierdie stuk wat jy gaan skryf, is dit aktueel, is dit nuuswaardig of is dit 'n bietjie meer tydloos? Gemeentenuus is 'n goeie voorbeeld van iets wat absoluut tydsgebonde is. Wanneer daar iets plaasvind, waar daar gebeurtenis plaasvind en dit word as 'n jy weet, as 'n oproep tot gemeenteaksie in die nuusbrief ingesluit, dan gaan dit jy weet, verskyn. Maar iets soos 'n tematiese artikel, iets soos 'n rubriek, dit is nie so dringend om te moet verskyn binne 'n bepaalde uitgawe nie, want dit is 'n bietjie meer tydloos. Jy weet, daar gaan tydlose inhoud wees. Daar kan ook, jy weet, rondom spesiale gebeure, Pinkster, Kersfees, jy weet, Paasfees, ja, is daar ook tematies inhoud wat tydsgebonde is binne daai seisoen. So dis 'n medium, ek sal sê dis 'n medium vlak dringendheid. Jy weet, want dit kan ook tydloos wees want jy kan dit oordra na volgende jaar, dis nie 'n gebeurtenis nie, maar daar is net sekere tye van die jaar wanneer dit ook dan nou
relevant is. Goed, hier kom ons nou by die lekker deel, die praktiese deel, waarna ek baie uitsien is om saam met julle te gesels en saam met julle deur hierdie te gaan. So hou, deurgaans julle 6 punte byderhand, dan kan julle saam met my deur dit werk. So ek net sê, ek het vir klomp boodskappers aangestuur, en sê hulle 'n bietjie goed, goeie sleg voorbeelde daar inhaal. Ek het hierdie goeies gebruik. En dat is nie klein voorbeeld is, dan sê jy nou so 'n mooi onderskeid, maar net kyk. Ek het byvoorbeeld nie al 6 boodskappers wat Skalk vir my gestuur het deurgelees nie. Ek erken dit. Ek het net voorbeelde gesoek. So hierso het ons nou te doen met die gemeentenuus. Waarom klassifiseer hierdie teks wat ek ingesluit het wel as nuus? Dit bereik die doelwit en dis om mense in te lig. Dis ook om mense met mekaar te skakel, jy weet, om nuus van ander gemeentes te deel wat plaasgevind het. Hierdie is spesifiek AP Kerk Gluwe. Nee? Dis hy. Jy weet hulle gemeentenuus wat plaasgevind het. So interessant, albei hierdie geleenthede het reeds plaasgevind. So 'n mens berig nou oor dat dit plaasgevind het. Die ander kant is iets wat nog gaan plaasvind. Maar in albei gevalle gaan jy 'n tipiese nuusraamwerk volg. Wie, wat, waar, wanneer, hoekom, hoe, jy weet, dit is wat mense wil weet. Jy gaan nie hier tierlantynkies invoeg nie, jy gaan nie kreatief skryf of probeer om 'n lang stuk te skryf nie, soos jy kan sien, altyd is regtig net 'n paragraaf. So hier moet jy regtig tot die punt kom en dit vinnig kommunikeer. Dit het ook Kan ek nou net iets noem daar? Ja. Ons gee ook 'n begrensing vir die gemeentenuus. Ons sê 300 woorde. Dis ook iets belangrik om in ag te neem wanneer jy skryf. So gemeentes gaan teken vir ons op en ons het moes dit doen, maar dit het net te lank geraak. Jy weet, almal wil nou vreeslik uitbrei oor die wonderlike funksie wat hulle gehad het, maar jy kan dieselfde goed in 300 woorde vir ons sê. So dit vat nogal iets om dit dan nou in 300 woorde te sê. So dit moet altyd, as jy beplan, daai beplanningsdeel is dit belangrik om dit in gedagte te hou. En as jy vir die ouens in jou gemeente wat verantwoordelik is vir die gemeente nuus, dan is baie keer 'n tannie of iemand wat nou of 'n broeder of 'n suster wat nou dit op hulle neem om die gemeente nuus te gee. Ons moet van hierdie wenke vir hulle kan deurgee om dit vir hulle makliker te maak. Ek wil gou vir julle vra, as julle nou na die 2 stukke kyk, wie sou julle sê is die teikenleser? Vir wie sal jy skryf in hierdie geval? Sekerlik maar in algemene debat is. Presies, gemeentelede, want hulle is tog die mense wat die nuus gaan lees en vir wie dit relevant is. Watter materiaal gaan jy nodig hê, of bronne, verwysings, navorsing gaan jy nodig hê om hierdie te kan skryf? Die beheerder iets bygevoeg. Dit is 'n goeie beginpunt. Ek dink dis altyd 'n goeie beginpunt. Nee, jy gaan datums nodig hê. Jy moet seker maak die datums is korrek. Jy gaan name nodig hê. Jy moet seker maak die spelling van die name is korrek. Jy gaan besonderhede nodig hê. Jy weet, is dit 'n seentjie, is dit 'n dogtertjie, is dit 'n jy weet, is 'n man of 'n vrou, wie is hy of sy persoon. So, jy gaan besonderhede nodig hê om daai 'n goeie voorbeeld. Mense stuur baie keer vir ons gemeentenuus in. Dan beskryf hulle nou in die gemeentenuus vir ons wat nou gebeur het. Piet en Sunny het nou 'n babatjie gedoop wat nou dit heet ensovoorts. En dan sit hulle net 'n foto vir ons by van die hele familie wat daar staan. Ons weet nie wie is Piet nie en wie is Sunny nie en wie is 'n babatjie nie. En dan moet ons hulle vra, maar wie op die foto sodat ons dit kan insit. So, Ja. dis tipiese inligting wat ons gaan hoor. Ja, baie belangrik. En dis klein detail, maar dit is regtig belangrik. En 'n mens moet nie dink jy weet hoe 'n naam gespel word nie. Die ander dag toe redigeer ek 'n video en die persoon met wie ek gesels het, se naam is Annika en ek neem toe aan Afrikaanse Annika. Gaan deur die hele proses, laai op Facebook, versprei, net vir die mense om vir my te sê dis Annika met 'n C. So jy wil nie daardeur gaan nie. So maak seker, al dink jy weet hoe dit gespel word, maak in elk geval net seker. Ek wil net sê dat ek ook baie keer by gemeente nie sou my baie frustreer is. Ons is nou gemeentes. So in gemeentes gebeur daar kere waar daar doodgeleentheid is. Wat maak hierdie een uniek dat jy met die boodskapper nou sit vir 'n ander gemeente? Verstaan dit is Ek hoor wat jy sê. die spesifieke gemeente hierdie net laat kan nou sien ons is in die boodskapper. Ja. Wat maak dat ek wil nou lees met 'n ander bril as die doop wat ek ook in my gemeente. Dis 'n baie belangrike aspek wat nie smaak af. Bedoel jy dit kom neer op die insluiting of die uitsluiting van nuus? Nee, ja, dat jy wat maak Of bedoel jy, vra jy anders as 'n doodgewone gebeurtenis
in jou eie gemeente ook. Ek dink in hierdie geval is dit om gemeentes met mekaar te skakel. Jy weet, om verskillende gemeentes se nuus te kies en ek dink dit gaan ook maar, dis ook maar subjektief wanneer jy mens kies wat om in te sluit of wat om te stuur. Skalk werk waarskynlik met wat hy ontvang. Ja, ons probeer alles insit, want Ja. ons beleef ook maar gemeentes wat graag hê. Ja. Ander gemeentes moet ook sien wie gebeur daar iets by ons, jy weet, en ons doop ook daar so nou en dan op haartjie en so aan. Maar ek dink wat Karel sê is eintlik 'n baie waar ding wat mense nou regtig moet sit. Sê nou maar ek kry elke maand 10 doopartikels vir gemeentenuus. Dan gaan ek dalk so 3 moet uithaal en sê hierdie 3 is besonder, want sê nou maar daar was 5 geslagte by hierdie doopnuus. Ja. Dis wel vir mense kyk. Dis waar dat my sin vir die lesers en daar's 'n waarde in daardie inligting wat die ander nie in het nie. So dan gaan 'n mens kan sif. Van die stadium doen ons nie regtig nie, maar ek dink dit is wat jy moet van dit afvra. Kyk, dis 'n ongelooflike moeilike ding want dit gaan nie oor jou skryfwerk nie. Jy gaan nie noodwendig beter kan skryf. Wel, ek dink mens gaan nie kan beter skryf om noodwendig die oog van 'n redakteur te vang nie. So jou skryfwerk kan perfek wees, maar dan is daar miskien iets anders soos wat Skalk sê wat uitstaan omdat daar 5 geslagte teenwoordig was. Dit is miskien byvoorbeeld. En dan het dit ongelukkig niks met die skryfwerk te doen nie. Ek bedoel, ek sien dit daagliks by Marula Media. Daar kom soveel boeke oor my tafel dat dit soms nie moontlik is. Dit is regtig nie moontlik om alles in diepte te bestudeer nie. En dan sê mense nee, nie omdat dit 'n slegte boek is nie, maar net omdat 'n mens nie kapasiteit het nie. Of in die geval van die boodskapper is daar net nie plek om alles in te sluit nie. Ja, so dit is maar moeilik. Is daar enige slaggate wat julle hier identifiseer? Enige inligting wat dalk nie daar is nie wat julle dalk sou wou sien of iets wat julle sou wou verander? Ek dink jy's daai aspek van wat maak dit uniek, jy weet, kon Ek dink ons moet net onthou die doel van hierdie is nou om spesifiek oor die skryfwerk te praat. Ek dink 'n mens kan lank praat oor wat maak dit uniek, hoekom sluit 'n mens dit in. Hierdie was ook net 'n voorbeeld wat ek ingesluit het. Daar was ook nie 'n spesifieke rede dat ek al 6 boodskappers geëvalueer het en besluit dat hierdie is die beste een nie, want ek het dit gekies omdat dit voldoen aan die wie, wat, waar, wanneer, jy weet, en 'n mens weet waarom, want dit is 'n doopgeleentheid en 'n belydenisaflegging. So dit is regtig net voorbeelde wat ek gebruik het. Ek wonder soms jy weet in die eerste sin waar son op Sondag 30 Maart is klein Pieter Daniel gedoop. Is dit nodig om te sê klein Pieter Daniel? Ja, dis nie nodig. Verstaan, dit is maar ek soos die Engelse sê ek nitpick nou, dit is nie verkeerd nie, mens kan dit insit, maar as 'n mens nou, jy weet, die skryfwerk beoordeel vir wat dit is. Sou mens dit sê noodwendig? Tipiese voorbeeld van ons praat, Presies. maar dis nie noodwendig om ons hoef te skryf. Presies. Ja. poging om emosie by te. Dit is so. Ons gebruik verkleinings, ons gebruik emotiewe woorde om dit, maar dit is nie in hierdie geval nodig nie. Dit is ook nie verkeerd as jy dit insit nie, maar ek sou nie omdat dit 'n nuusberig is kort, is dit nie eintlik nodig nie. Maar as ek ook net kyk daar, daar's die sin wat sê, Pieter Daniel van Elja Belangi wat lidmate van die Sudwana wijk is. Ek is hier bo in Gauteng. Dit is nie regtig vir my sin om te weet hierdie een is van Sudwana wijk en een van daai wijk 3 Maar as dit hulle is 'n lidmaat van 'n gemeente. Ja. By hulle is dit relevant, Ja. want dit maak hulle gemeente uniek. Hulle het 'n preekpunt by Sudwana wat eintlik 'n klein gemeentetjie op sy eie is, wat dit iets besonders maak. Hulle bly nie so groot. Ek verstaan Vir dit. hulle is dit wat die Wimpie sê, maar jy het dit as 'n mens bietjie van daai inligting ingehaat het. Iets soos 'n spesiale preekpunt die Sudwana wijk. Ja, maar dan raak dit nou- sê. Dan raak dit nou weer te veel verduideliking. Verstaan jy? So, maar ek hoor wat jy sê. Maar om net te sê van Sudwana wijk het nie vir my enige betekenis gehad as ek nie daai agtergrond gehad het. Ja. Maar volgende keer as jy in Sodwana gaan duik, dan weet jy, ja, hier is 'n buik van Sal hulle my kind dan dood? Ek wil net so 'n bietjie aanbeweeg, 'n voorbeeld wat ek nou nie ingesluit het nie. Ek was bekommerd vir te veel voorbeelde, maar wat ek net ook wil noem is, wanneer 'n mens so 'n brokkie skryf vir die gemeente lees, moenie begin met 'n verduideliking van wat 'n woord beteken van die aktiwiteit nie. Val in met die wie, wat, waar. Jy moet dadelik
jy weet, begin met die aktueel. Dit is nie verduidelikend nie, dit is nie, jy kan nie hier begin met al die familie het byeengekom, dit was 'n wonderlike gebeurtenis en dan kom jy eers met die doop nie. Jy moet dadelik met die nuus begin en dan sit jy daai amper al as 'n gedagte by. Ek het dit in 'n voorbeeld gesien, ek het hom net nie ingesluit nie, Skuld. Goed, die jeugartikels, ek het hier 'n bietjie meer gefokus op die blog, omdat daar vir my baie raakpunte is met die persoonlike aard van 'n blog en die jeugartikels wat geskryf word. So ek het dit ingesluit, hierdie voorbeelde, waarom klassifiseer dit as 'n blog? Die eerste een is om in te lig, die struktuur, die kolpunte en die subopskrifte, soos julle sien daar aan die ander kant, en dan die styl, dis baie persoonlik en is baie tydig. Dit is nou maar die punte wat ek uitgelig het. Dis tydelik, hierdie het verlede jaar Junie verskyn, dit is ook in die jaar van Afrikaans amptelik 100, en soos julle kan sien, die skrywer is Charlotte Fourier, het dadelik daar aangeskakel. Sy het ook die rubriek baie sterk met 'n baie persoonlike punt begin. So die skuif hier in die onderkant, byvoorbeeld hier aan die onderkant is die manier hoe sy haar blog inlei. Jy weet, van haar dogtertjie wat vir haar sê, verstaan God Afrikaans. Ek het gedink dit is nogal baie oulik. So dit is dan die blogs. Die blogs is baie meer informeel, baie meer persoonlik. Jy gaan nie hierso 'n verwysing insit vir akademiese verwysing nie. Dis ook nie jy weet, hoogdramende Afrikaans nie. Hierdie is vir 'n algemene publiek, 'n algemene leser. Jy weet, op die man af. Is daar enige vrae oor die blogs? Dat lê min of meer maar soos 'n praat amper hulle maar dit amper soos 'n praat soos wat jy praat. Glad nie. Nee. Maar dit is meer ek hoor wat jy vra. Dit is meer informeel soos wat 'n mens sal gesels, maar jy moet nog steeds goeie skryfwerk handhaaf. Ja. So dit is bietjie meer soos wat jy praat. Dis vinnig toeganklik. Dis gewoonlik op 'n aanlyn platform. Jy weet, en dit daar's altyd 'n storie. En wat belangrik is met die blogs, dit word nogal gelei en bepaal deur wat ons noem aandag-ekonomie. Mense se aandag en se konsentrasie vermoë en die tyd wat hulle kan konsentreer raak al hoe korter, want ons het sosiale media, ons het Facebook-plasings, ons het rukkie gelede X gehad, ek dink dit is nie so relevant nie, ons het TikTok, half minuut tot 'n minuut, tot maksimum 2 minute. En dit is nogal 'n uitdaging, want jou skryfwerk, jy moet al hoe meer kan sê, en al hoe minder woorde. So, die blogs, jy weet, voldoen absoluut aan daai vereiste. Dit is 'n kort, is kragtig en dit is 'n sterk boodskap verpak. Dit vorm baie dikwels op deel van 'n reeks of deel van 'n spesifieke platform, 'n spesifieke uitleg. Ja, so wie sou julle sê is die teikenmerk vir so 'n blog? Ja. Dit sal die jeug wees wanneer jy byvoorbeeld in die jeugboodskappe skryf, dan is dit beslis die jeug en laer hoërskoolkinders, daar ons selfs vir die laerskool ook, ja. En in 'n jy weet, algemene blog sal bietjie meer vir die wyeer publiek wees, vir 'n wye groep lesers. Die teikengroep word eintlik duidelik uitgespel in hierdie spesifieke rubriek van die kinderopvoeding. So jou fokus is op ouers of voornemende ouers. En dit is jou teikenmark. So jy weet dadelik met wie jy werk en vir wie jy skryf en jy ken hulle omstandighede en jy probeer hulle uitdagings en ek dink dit is waar 'n goeie blogskrywer eintlik dan slaag, is iemand wat regtig dit reg kry om in sy leser se skoene te kan staan en te sê dit is die goed waarmee ek sukkel, gee vir my antwoorde. Ja. Nou minder oor die blogstyl, die meer oor die jeug, my vraag stel. Jy moet die akademiese vir die studente, kyk, jou slegste praat en skryftyd terwyl jy nou hier is. Want hier is jy nou deel van 'n universiteitsstelsel wat jy eintlik bewuslik of onbewuslik jy's op pad na NKR 10 sodat jy dokter genoem kan word. Dit is gegee van ons instelling. Maar die oomblik as jy by die hek uitdoen, dan is die geweldige groot verskeidenheid daar. So nou gee ek sommige van my opdragte en ek sê, skryf vir 9 tot 12 jariges. Nou skielik kom jy vanaf NKR vlak 8, 9, kom jy nou verby NKR vlak 1. En wat 'n mens nou dikwels wanneer jy stoei is, wat is die woordeskat
Want gewoonlik as mense nou oor taal praat, dan is dit 'n kwessie van nee, maar jy moet nou nie Engels of slang of gemorstaal byvoorbeeld. Maar wat is die verwagte goeie woordeskat? En ek het maar begin rondvra na woordeskatlyste, en dis nou nog as 'n stoei. Om daai teiken gehoor van 12-jariges of 10-jariges of selfs 6-jariges te kan tref, beteken dit bewus onbewus dink jy groei. Jou woordeskat raak net al moeiliker, jou sinne raak al lomper en dis hoe dit maar werk. Maar nou moet jy skielik gekonfronteer wees en jy moet 'n 6-jarige tref. Hoe op die aarde nou? Dit is so 'n moeilike punt. Toe ek jy weet net uit die akademie uitgekom het en by Marula begin werk het ek geen journalistiek ervaring gehad nie. So ek het nie geweet om te skryf nie. So alles wat ek van journalistiek weet, het ek by Marula Media geleer. En dit was in die begin vir my 'n ongelooflike groot aanpassing om van die akademie af nou skielik vir die media te skryf. Korter sinne, korter stukke, minder woorde, meer sê met minder. En jy weet, dit het my regtig lank gevat om daai skuif te maak in my kop. Ek kan ongelukkig nie, jy weet, ek dink nie ek sal 'n jeugartikel kan skryf nie. Dis vir my baie moeilik. Ek dink in die eerste plek omdat ek nie self 'n ouer is nie. Ek dink as jy 'n ouer is, maak dit vir jou makliker om jeugartikels te skryf. Dit plaas jou dadelik in daai skoene want jy word omring met jong mense. Maar as jy nie deur jong mense omring word nie en dalk graag hieroor wil skryf, sou my voorstel wees om die jeugboodskapper te lees. Om te kyk hoe skryf ander mense. Ken jou mark. Jy weet, en jy hoef nie net die boodskapper te lees nie. Lees jeugromans. Lees kortverhale wat vir 'n jonger mark geskryf is en ontwikkel 'n gevoel vir wat daai mark wil hê. Want dis die enigste manier hoe ek sou sê jy jouself kan oplei of bekwam as jy nie self kinders het of nie self opgelei is om dit te kan doen nie. As jy dalk nie onderwys studeer het of nie daai gereedskap het om dit te kan doen nie. So kyk, raadpleeg boeke, kyk vir daai mark, hoe lyk dit, wat is die onderwerpe waaroor hulle gesels, ja, want dit ontwikkel ook die hele tyd. Dit is nou die moeilike ding, die onderwerpe kan ongelooflik vinnig, so jy kan nie iets wat 3 jaar terug relevant was, nou nog steeds gebruik verwysings nie, want daai kinders, ek weet nie hoe vinnig hulle ontwikkel nie, maar hulle doen, en dit is net verstommend, so, dit is maar my raad, ek weet nie of het jou vraag antwoord nie. Of het help nie. Dan sê, na so 4 na 6 jaar kan ek maar vir die skakel 'n paar aanbevelings maak. Ek kan byvoorbeeld met Dr. Adrian gebruik vir die heel kleins. Ek weet hoe baie woordeskatte verpak. Ja, dit is party ons is meer vaardig daarmee. Een wenk wat ek sal gee is moenie aanvaar kinders ken sekere woorde nie. Dit is eintlik belangrik ook sommer as jy vir volwassenes skryf. So, maar veral vir die kinders, begrippe, verduidelik dit eerder, as wat jy net die begrip byvoorbeeld gee. So dit is net 'n wenk, dit is regtig een van die mees uitdagende artikels te skryf, is regtig om vir daai vlak te skryf. Miskien Elmarie, kan jy dalk ook ietsie sê, julle wat nou by die onderwys werk, het julle wenke wat julle gee vir die ouens wat selfs in klasaanbiedings en so wat met daardie vlak van kinders werk. Ek dink die wenke wat Christa gegee het om te begin lees in die gebied vir wie jy skryf of die teiken van vir wie jy skryf is die wegspringplek. En dan om gesprekke te voer met daardie ouderdomse kinders. So as jy met hulle praat, hoor jy hoe dink hulle, hoe klink hulle, waaroor wonder hulle. So ek dink gesprekvoering met jou teikenmark is amper net so belangrik as om te lees binne die teikenmark. Ja, en dan as jy dan gelees het vir iemand en jy vra terugvoer vir die teikenmark, kom ons gou agter wat het hulle verstaan en wat hulle nie verstaan en dan daarvan maak jy aanpassings vir die toekoms nie. So dis maar my raad. Ja, ek wil graag aansluit. En ek kan aanvoeg by wat sy sê die gesprekvoering. Net ook dalk so 'n bietjie tong in die kies. Ek het gedink toe ek Grieks gedoen het, dit was 'n bietjie onverstaanbaar. Maar praat met 'n hoërskool.
nie eens probeer lees wat hulle WhatsApp nie. Die Grieks is kinders. Afrikaanse woordeskat word kleiner en jou tegnologiese woordeskat is klein. Ek wil net aansluit by iets wat Elmarie gesê het, is die gesprekvoering. Wat 'n mens ook sou kon doen, is om te gaan sit en luister, jy weet, in 'n omgewing waar daar baie jong mense is en luister net. Jy sou selfs miskien met jou foon van dit kon opneem en later terug te luister. Ons fone is deesdae, die tegnologie is net ongelooflik. Ek het al in die Atterbury Theater bo op die galery gesit en iets opgeneem wat iemand op die verhoog gesê het. Jy weet, en dit was duidelik. So, vat jou foon, neem die gesprekke op vir jouself natuurlik, moet dit nou nie versprei nie met Poppywet en al daai dinge. Hou dit vir jouself, maar gaan transkribeer dit en gaan luister dit terug en kry so ook 'n gevoel van hoe kinders praat of waaroor hulle praat of wat relevant is. Ek gaan nou net op daai vraag volg. Die groot probleem met hoe baie mense deesdae praat is, jy het geweldige hoeveelheid Engelse woordeskat wat Afrikaanse woordeskat gaan oorneem. So terwyl jy skryf wil jy wil aan die een kant verstaanbaar skryf, maar aan die ander kant wil jy ook baie vlak begin lig dat dit nie jy weet net slang is. Want ongelukkig baie jeugromans het geword en jy so geskryf omdat dit is wat die mense verstaan. My sussie nou die dag, sy is 21 jaar oud. Ons moes resepte skryf vir my niggie se bombuisdee. En toe sê sy, dan simmer jy dit vir soveel minute. Toe sê ons van jy prut dit. Prut. Sy het nog nooit hierdie woord prut gehoor nie. So dis ek net om 'n idee te gee dat hulle sal die Engelse woord ken, maar hulle ken nie die Afrikaanse woord. Hoe verander jy daardie ding? Want dit gaan om, ek bedoel, sosiale media gaan nie weggaan nie. En ek dink aan die ander kant wil jy nog steeds die Afrikaans die watervlak begin lig. Ja. Kyk, dit kom nou weer terug by wie is jou teikenleser. So mens kan ongelukkig nie jou teikenleser kan vervreem nie. So dit help nie jy skryf net Afrikaans nie. Ek weet nie hoe skalk daaroor sal voel nie. Wat ek soms doen, en dit is nou in ons konteks waar mense dalk nie dadelik aan jy weet waar dit 'n nuutskepping dalk is waar mense weet mense gaan nie die Afrikaanse woord ken nie, dan sit 'n mens net tussen hakies, sit 'n mens net die Engelse woord. En dan sit 'n opvoedingsstaak, want dan gee jy vir hulle, maar dan stel jy die Afrikaans eerste. Jy weet, jy sit eers die Afrikaanse woord en dan die Engelse woord. Ek weet nie, Elmarie, of dit van julle, hoe hanteer julle dit van julle kant af nie? Ons maak vir studente leer is om weg te spring met die Engelse woord, as jy dit onderrig, en dan eintlik te sê, maar het jy geweet, daar is 'n Afrikaanse woord hiervoor, en dan eintlik die Afrikaanse woord se betekenis te onderrig. Veral as mense met kleiner kinders werk, dan kan jy gewoonlik die woord in 2 dele opdeel, of jy kan 'n interessante visuele aspek daarin vind. So gewoonlik is dit deel van jou skryf is ook 'n opvoedingstaak. En deel van daardie opvoedingstaak is eintlik om hulle op te voed in terme van Afrikaanse woordeskat. So baie keer probeer mense op baie woordeskat fokus, maar ons leer vir die studente dat as jy in 1 week vir die kind 1 woord vasgemaak het, dan is dit 'n woord wat hy kan gebruik en sinvol kan gebruik. Okay. Ek wil net sê, so by ons in die gemeente, probeer wat ook, as ons nie weet waarom te begin nie, een van ons voorgangers by die VWO het met hervormingssondag, sy vir haar klas, jy moet nou in die hedendaagse taal so 'n bietjie vertel wat gebeur het. Het sy dit op ChatGPT sê, verander dit vir my na die hedendaagse op 'n vlak van dit. En hulle het dit baie geniet. Nie skielik weet wat gebeur het op CSR. Goed doen. Ek wil sê dit het nogal goed gewerk. Maar dit is dadelik 'n verwysing van waar begin jy nou soek? En dit het dadelik toe net uitgeskop en dit is nog wel oud gewees. Ek dink ook nie mense moet wegskram daarvan om wel die Afrikaanse woord te gebruik nie, want dit gee ook vir die ouers die geleentheid vir daai opvoeding. Ja, ek dink veral in 'n publikasie soos die Boodskapper, jy weet, dink ek kan 'n mens, skalk ek ken nou nie regtig die demografie van julle lesers nie, maar ek sou sê mens moenie net hou by wat hulle ken nie. Want deur die korrekte Afrikaans of 'n beter Afrikaans gebruik, gee ook daai geleentheid vir kennisoordrag en vir die opvoedingstaak. Goed, ek gaan aanbeweeg. Ons kom nou by die preek en oordeenking. Oor die preek gaan ek nie veel sê nie, want dit is absoluut Skalk se forte. Maar oor die skryf daarvan, as 'n mens nou kyk na hierdie oordeenking, wat vir my baie lekker is van hierdie voorbeeld is mens sien dat die skrif sentraal staan. Mens sien hulle lei in met die skrif, met die teks, en dit lei absoluut in, ook veral in die eerste inleidende sin, die skrifverwysing daar, die inteksverwysing na Handelinge 1 vers 13, wat dan nou deel is van die skriflesing, deel van
agtergrond, ja, wat skakel met die teks. So die skrif staan absoluut sentraal. En mens sien ook die struktuur daarvan is om skrif met die konteks te gee, die agtergrond tot die skriflesing en dan natuurlik die konkrete toepassing waar dit eers begin met die konteks uit die Bybel uit en dan daar aan die einde sien 'n mens Pinkster gaan nie oor spesiale en buitengewone mense nie, dit gaan oor wat sy vier op gewone mense plaas. So dit is dan nou net 'n tipiese voorbeeld van 'n geskrewe oordeenking. Of dit geslaag gaan wees vir radio, dit weet ek nie. Want jy weet dit sou miskien kon, want as jy sien daar ons gesels nou hieroor, so jy kan ook kommentaar lewer. Daar is korter sinne. So mens sou dit kon lees en dit sou verstaanbaar wees. Kyk maar net wanneer jy dit wel vir radio doen, gaan dit waarskynlik baie korter wees want ek dink hierdie oordeenkings in die boodskappe is soms tot 'n bladsy en 'n half, 2 bladsye lank. So kyk maar net as 'n mens vir radio skryf, gaan 'n mens hierdie moet kondenseer na 'n baie korter teks toe. Maar Almarie sal nou gesels oor die verkorting van tekste. So jy sê op radio is die kort sinne. Wel nie, daarom nie korter as hier nie. Maar oor die al. Ja, oor die algemeen, ja. Ja. Ja, en jou werkwoord gaan vroeër wees. Waar in skryfwerk is jou werkwoord aan die einde van die sin. Baie keer, ek dink daar's ook 'n neiging vir die werkwoord om 'n bietjie vroeër te wees in geskrewe taal, maar dit is die tipiese kenmerk van wanneer jy skryf vir iemand wat hoor. Nog 'n interessante verskil tussen geskrewe en gesproke taal is wanneer jy skryf, byvoorbeeld vir Marula Media of vir die boodskapper, dan sal jy eers die persoon se naam sê en dan sal jy sy beskrywing, sy titel, sy pos, wat ook al, tussen hakies sit. Maar wanneer jy oordeenking doen, of wanneer jy op die radio praat, dan sal jy eers die persoon beskrywing gee, en dan die naam. Vir ingeval iemand nie die naam gehoor het nie, dan kom die naam nog. As jy dalk net halfpad geluister het en hoor, hulle praat nou met iemand, en dan kom die naam. So dis sommer net iets ekstra. Nou, as die oordenkings binne die boodskapper het baie keer die rol van 'n leespreekwoord binne hoe dit beslaan predikante is. Kan jy nie dit ook in gedagte hou as jy dan nog 'n oordenking begin skryf? Absoluut. Nou skryf jy nie skryf jy nou wat jy skryf, maar eintlik moet dit iets wees wat later mondelik oorgedra word. Ja. Nee, beslis. Mens gaan dit met in ag neem, maar kyk, dit is ook maklik. 'n Mens kan ook voordat jy gaan tog voorberei vir die preek as jy die leespreek doen en dan kan jy self net, jy weet, seker maak wanneer jy dit lees, jy gaan dadelik op jou oor hoor en ek dink dis 'n lekker wenk. As jy dan nou iets skryf wat jy weet voorgedra word of gelees word of wat 'n luisteraar het, as jy dit vir jouself hardop lees, sal jy dadelik hoor hoe val dit vir jou as aanbieder op die oor. En jy sal dadelik weet want as jy sukkel om die sinne te lees, dan gaan iemand sukkel om dit te luister. So dit gaan ook oor 'n aanvoeling en jy ontwikkel dit later. Jy weet ook met ervaring in die praktyk. Beter wees as iemand dit lees en jy hoor dit want jy weet wat jy wil sê. Maar 'n ander ou wat nie weet waar jou kop is nie, as hy dit lees en dan wow, hy sê oor hierdie woorde ek nie wel dit verstaan. Jy kan jouself ook opneem, né? Lees dit en fokus dan daai jy weet as 'n aanbieder en dan luister jy dit terug as 'n leser, as 'n luisteraar. Dan gaan jy ook weet hoe dit vir jou klink. Yes. Skakel en verwag hoe as ons die artikel en as hy nou tevrede is met die artikel hoe jy lees. Miskien moet hulle sê skryf die leser in 'n saam. Maar ek stel af sê as ek nou die ding lees ek kyk nie op die sin hier, ek kry hom nie gelees. Ja. Ek kry hom nie gepraat. Ja. En dan is dit net so maklik soos om mooi sin bietjie te skaaf dat hy maklik sê en dan maklik is. Waar dit wel dat 'n mens weer oorhaal na die ander kant toe en meer vir jou in 'n praatstyl begin skryf. So mense wil die balans af. So jy weet daar's plek om te praat, daar's plek om te lees, want onthou lees gee wel vir die leser het ander geleenthede wat 'n hoorder nie het nie. Hy kan 'n sin 2 keer lees. Selfs al is dit 'n bietjie moeiliker saamgestelde, meer komplekse sin, hy kan dit weer lees, hy kan dink daaroor, hy kan vir homself 'n pouse gee om die inligting te prosesseer, maar 'n luisteraar dit nie. En dit is die aanvoeling wat hulle het as jy dit voorlees. Ek dink 'n mens moet net versigtig wees dat jy nou nie heeltemal aan die ander kant te oorhaal nie, want daar is iets in om ouens meer kontemplatief te laat besig wees met die teks. Jy selfs 'n artikel en iets wat jy net luister
moet so gestel word dat as jy dit een keer hoor, jy eintlik 'n goeie indruk het van dit wat die skrywer wou sê. En ek dink dit is belangrik om te onderskei. 'n Audioboek is 'n ander genre as 'n radio-onderhoud of oordeenking op die radio. Die verwagting is hierdie is 'n boek wat voorgeles word. So daai onderskeid, en dis wat hulle wil hê is, daai audio-opname by vir die volksiening gebring. So as ons net 'n bietjie terugkom na die skryfwerk toe van oordenkings en selfs die preke ook. Nie preke, skalk jy moet vir my sê hoe die kering daar werk. Dit is gewoonlik jy weet 'n kommissie wat saam met die predikant dit goedkeur, want ek kom nou by die goedkeuring, die hekwagters. In die oordenking se geval sal Skalk as redakteur sal dan ook die oordenking goedkeur. So dit is ook nie iets wat jy net gaan skryf en net aan die jy weet net aan die leser dink nie. Daar is ook 'n bepaalde stel reëls wat moet geld en dit raak miskien ook aan wat jy sê van die skryfstyl en die gehalte daarvan waaraan dit moet voldoen. Dit word hier geleer eintlik in 'n groot mate, maar die hekwagters is na my mening ook die ouderlinge wat moet toesig hou. En nou dis nie altyd dat, maar meeste van die tyd is die preke wat ons gebruik is preke wat ouens al iewers dit gebruik het en verwerk. So ek probeer aanvaar dat dit daarom deur daardie proses is, maar ek teken met 'n mens maar nog steeds 'n bietjie skaf. Ja. So ek wil nou nie te lank verder stil staan by die oordenkings nie. Ek dink dit is iets wat julle redelik goed ken en onder die knie het. Ek wil aanbeweeg na tematiese artikels. Dit is ook 'n baie sterk afdeling in die Boodskapper. So waarom klassifiseer hierdie voorbeelde wat ek ingesluit het as tematiese artikel? Die skrywer vertaal akademiese inhoud met min voetnote en nog steeds 'n sterk begrip van waarmee hy werk. So hy verpak akademiese inhoud op 'n toeganklike manier om seker te maak dat hy die leuke leser ook kan opvoed en kan inlig, jy weet, op 'n toeganklike manier. So byvoorbeeld as ons nou kyk na die groot aanhaling wat ek ingesluit het, die skrywer verduidelik wat is pietisme. Jy weet, sonder om dit akademies te maak, sonder inteksverwysing, sê hy wat dit is, aan die hand van 'n verduideliking op 'n manier. So kan julle sien daarso. En dan het ek sommer net 'n klein stukkie ingesluit van die min voetnote wat gebruik is in die artikel. Die eerste een is eintlik net 'n beskrywing van die skrywer se profiel. En dan volg daar 3 voetnote in hierdie artikel. Is daar enige vrae oor hierdie formaat artikels? Ek bedoel ja, dis nou 'n tipiese voorbeeld van 'n jy weet geskrewe artikel. Hy gaan dalk nie sommer jy weet voorgedra word nie. Ek bedoel dit is 'n moeilike woord ook om te sê. As mens nou op die preekstoel staan jy met hierdie woord nou sê, mens gaan nogal in die oomblik oor hom kan val. Is daar nie nog iets van in die artikels, en dis altyd vir my ook 'n ding as ek Skalk vir mense vra, dat jy tog iets van jouself, daar's tog 'n organiese ontwikkeling, dis die Here gebruik dit tog met jou gawes op jou manier. Ek is nog nie baie akademies dink, dis nie waar. Ek glo 'n bydrae kan lewer nie, maar daar's tog iets van vir my gaan oor my as ek iets moet skryf, dan is dit tog hoe ek die ding sien in die aard van die saak, ons natuurlik nou met 'n raamwerk, maar daar's tog seker iets van die skrywer ook daarin, van wie jy is en hoe jy dit sien, wat mens oordra, wat tog ook daar gaan verskyn. Ja, absoluut. Weet jy, hoe sien 'n mens dit? Jy het tog die vryheid om te kies watter voorbeelde jy aanhaal, watter stories jy gebruik, watse bronne jy raadpleeg. En so dit is nie so eksplisiet gestel nie, maar deur jou argumentvoering bring jy tog iets van jouself in. Jy gaan dit net nie in 'n informele blogstyl skryf nie. Dit gaan nog steeds objektief en nog steeds, jy weet, jy gaan nie praat van ek en jy noodwendig nie. Dit mense doen bietjie meer afstand van jouself as skrywer, maar daar's ook 'n groot jy weet 'n debat daaroor oor die vraag van ek en jy, maar dan raadpleeg jy vir Skalk en jy hoor wat is die stylkonvensie van die Boodskapper en hoe hy dit sou verkies om dit te doen. Ek antwoord dit jou vraag. Okay. Mens moet daai onderskeid trek tussen 'n persoonlike blog en 'n blog wat deel is van 'n groep met sy reëls. En daar sê jy, wel ek weet die redakteurs gaan my goed kom verander om binne daardie reëls te pas. Terwyl op my eie persoonlike blog kan ek skryf wat ek wil. Ja. Ek wil net sê ons werk nou hier spesifiek ook net met die tematiese artikels. Dit is nou nie dit is heeltemal anders as die blog. Kan ek aanbeweeg of is daar nog enige vrae hieroor? Okay. Wat is te veel voetnotes as jy wel voetnotes het? Ek sal nou 'n bietjie daaroor gesels, want dit is 'n styl ding. Ons met die Boodskapper, so
hou net so 'n bietjie die vraag vas, ek gaan hom antwoord maak. Okay, ja, maar dit is ook 'n soos Skalk sê 'n styl ding. Goed, redaksionele artikel, dit is nou wat die redakteur van die boodskapper skryf. Ek het 'n paar voorbeelde daar aangehaal. So waarom hierdie klassifiseer as 'n redaksionele artikel, dit standpunt in te neem, rigting te gee, om in te lig vanuit die boodskapper as 'n geheel. Wat is die hartklop, wat is die kern van die boodskap? So hierdie stuk Skalk as redakteur van die boodskapper skryf dan so 'n stuk om 'n standpunt in te neem, om rigting te gee vir die gemeente of vir die leser en om hulle te lei en in te lig. Dit is ook tydsensitief in hierdie geval. Dit skakel direk met Afrikaans Amptelik 100, dit word ook so ingelei, so mense sien ook hoe Skalk dan 'n aktuele gebeure en 'n aktuele saak byeenbring by die teologie en dan uiteindelik afsluit met hoe lyk dit dan vir ons as gelowiges. So hoe hy gee dan rigting daardeur in hierdie artikel. Skalk, wil jy dalk iets byvoeg hieroor of ook 'n kommentaar lewer? Ek wil net sê iets wat ek ook probeer is jy kry seker twee soorte redaksionele artikels, een wat regtig net sê nou maar kyk ons werk baie tematies in die boodskapper, so jy wil jou lesers bekendstel aan wat kom in die boodskapper op 'n manier. Ek probeer wel altyd om soos jy nou sê, 'n aktuele bydrae te lewer en eintlik 'n ekstra artikel in die boodskapper oor die onderwerp in te kry en terselfdertyd in te lei. So die uitdaging vir my is altyd om iets te kry waarmee ek albei kan doen. Ek lei die onderwerp in, ek stel die saak, ek sit dit op die tafel, maar ek sal ook altyd iewers 'n paragraafie of 'n sinnetjie inbou om te sê dit is hoekom ons in hierdie uitgawe hierop fokus ensovoorts en dan weet die lesers ook wat kom. So kan nie maar Ja. En so Skalk, wie is jou redakteur? Wie keer jou tekste dan nou goed, as jy die redakteur is? die redaksie. Ja. Maar die redaksie is is eintlik veronderstel om my hekwagters te wees. So elke boodskapper voordat ons hom drukkers toe gaan na die redaksie toe, hulle moet weet wat daar staan. So dit lê nie net by my nie. Nou ja, of hulle nou altyd daar is, weet ek nie. So Dis net wat gebeur. tongetjies. Skalk, wat sê jy is die grootste slaggate wanneer mense redaksionele artikels skryf? Grootste slaggate. Wel, ek nie noodwendig vir 'n redaksionele artikel net nie, maar ek dink eintlik vir enige artikel is wanneer jy met groot onderwerpe werk, is 'n mens geneig om te veel goed te wil sê daaroor. So ek dink een van die grootste uitdagings is om die een ding te kry wat jy wil sê en daai spyker in te slaan en dit mooi deur te trek en volledig uit te bou in 'n goeie argument wat kan afsluit. Jy bereik baie meer daardeur. Die res van die inhoud van die tydskrif van daardie uitgawe hoort eintlik die ander dinge ook te doen wat jy graag wou doen. Want as 'n redakteur voel jy dalk baie keer ek moet almal se tekortkominge in die res van die artikels in my artikel regstel. Dis ook nie jou werk nie. Jy weet, ouers skryf met bepaalde invalshoeke ensovoorts en hulle bring sekere beklemtonings wat jy dalk nie sou verbring het nie. Hulle mis dalk sekere goed wat jy voel aangespreek moes word. Kies dan een. Skryf daaroor. Jy voel maar alles. Ja. Nee, dit is baie belangrik en dit is van toepassing op verskillende genres. Moenie te veel probeer sê in daai spasie wat jy het nie, want dit maak ook dat jou gedagtes op 100 plekke is. Fokus liewer jou aandag en jou gedagtes, rig dit op wat wil jy sê. Jy weet, en dis hoekom dit so belangrik is wat ek in die begin gesê het, wat is jou boodskap, wat is jou doelwit, wat wil jy sê? Jy weet, want dit hou jy uiteindelik, jy weet, doelbewus of wel onbewuslik in jou agterkop terwyl jy skryf. Dit rig jou gedagtes, dit rig jou skryfwerk. So dis belangrik om te dink waaroor jy skryf, wat jy wil sê. Al is dit 'n blok, dit is uiteindelik 'n storie wat jy oordra. Daar moet 'n logiese vloei wees. Jy moet iets uiteindelik sê. Jy wil nie 'n leser moet dit lees en agterna sê, "Oké, wat nou? Wat het ek gelees? Hoekom het ek hierdie gelees? Wat wil die persoon sê?" So dit is nogal en dit is moeilik. Dit is nie altyd ewe maklik of ewe duidelik nie. Mens gaan soms dalk begin skryf en voel ja, ek is nou nie op die regte pad nie. En dan moet jy oorskryf. Dit is hoe dit werk. Dan kies mense 'n ander roete en mense doen dit oor. Okay, want jy wil nie al daai tyd insit in jou skryfwerk en dan lees mense dit nie, of dan sit nie geslaag nie, of dan voel mense ek het nou die tyd ingesit in iets wat nie die moeite werd was nie. So skryf is maar harde werk en daar gaan baie agtergrondwerk daarin.
Goed, dan die rubrieke. Hierdie was nog vir my baie lekker om die patroon te sien, want dit is belangrik met 'n rubriek dat daar vaste bydraes is, dat jou lesers weet wat om te verwag. In hierdie geval bou hierdie rubriek vertroue deur konsekwentheid. Soos julle kan sien, dit is voorbeelde uit 3 verskillende boodskappers uit waar Alana skryf. En op die oog af, sonder nog eers na die inhoud te kyk, kan jy sien hierdie volg 'n bepaalde formaat, wat lekker is. So jou leser het 'n bepaalde bekendheid. En dan wanneer jy mens nog na die inhoud van Alana se rubrieke kyk, dan sê jy sien, sy begin elke keer met 'n, jy weet, ietsie meer aktueel of ietsie meer algemeen. So byvoorbeeld sê net maar die onderste een, wag, kom ek kyk na die boonste een, Afrikaans 100. Soos hy sê dan nou, Afrikaans word 100 in hierdie jaar. En dit is merkwaardig dat die taal slegs een van slegs 5 is wat in die 20ste eeu tot 'n ten volle funksionele taal kon ontwikkel. En dan as 'n mens dan nou aanbeweeg, ek het nou hier ook die openingssinne van al 3 rubrieke gekry, dan sien jy hoe luister dit dan nou net na hierdie inleiding van iets wat aktueel gebeur, dan sal sy sê, maar ewe merkwaardig is hierdie oomblik in die geskiedenis. Jy weet, dan trek sy dit dadelik deur van vandag af terug na die geskiedenis toe, en dan sê hy dit op so sinvolle manier, so dan weet jy, dis hoe haar formaat is, dis hoe dit volg, jy weet wat om te verwag. Okay. So enige vrae oor die rubrieke? Vir wie sal julle sê, wat is 'n rubriek? 'n Rubriek is 'n informeler styl skryfstuk waarin jy as leser bietjies meer van jouself gee op 'n informele vlak. Daar gaan jy nie een of ander standpunt probeer huldig of 'n bydra tot die akademie wil lewer nie. Dit is bietjie meer toeganklik, bietjie meer struktuur as 'n blog dalk. 'n Blog is vir my nog meer informeel, maar 'n rubriek wil jy tog iets sê, maar met 'n informele styl, maak dit sin. Spesifieke fokus. Dus iets met 'n baie spesifieke fokus. So ons gee breë raamwerke vir 'n rubriek. Ons sê dis 'n kinderopvoedingsrubriek of dis 'n geskiedenisrubriek. Dis die 2 rubrieke wat ons het. So die skrywer weet, ek kan nie oor enigiets anders nie skryf as byvoorbeeld oor die geskiedenis of oor kinderopvoeding nie. Ek begrens dit dan ook, dit sê wat 'n soort geskiedenis wil ek byvoorbeeld daarin hê, watter aspekte van kinderopvoeding aangespreek word ensovoorts, maar dit is maar dan. Wat wel nie in 'n rubriek doen, wat mens wel nie in 'n rubriek sal doen nie, en ek gaan nou die kinderopvoeding as 'n voorbeeld gebruik. Jy wil nie prekerig wees nie. Jy wil nie probeer om vir mense te sê wat hulle moet en nie moet doen nie. So jy wil 'n boodskap oordra, jy wil 'n les oordra, maar jy wil dit is nie die plek om prekerig te wees nie. Ek dink mense wil dit op so 'n manier verpak dat dit lesers se belangstelling prikkel om te wil verder lees. Ja. As my rubriek sal doen is, jy het 3 of 4 skrywers wat daardie rubriek hanteer, so as elke 3 maande of elke 2 maande herhaal die inhoud, bou dit so voort te kom. Ek dink in hierdie geval die laaste 6 maande was dit afwisselend Alana en Ja, hulle Pieter. dis Pieter en Alana wat afwissel by die geskiedenis, by die kinderrubriek is daar 3. Ja. Die kinderopvoedingsrubriek. En Dr. Pieter is byvoorbeeld, kyk wat 'n rubriek ook goed maak is om regtig net die inligting op die tafel, nie 'n mening te gee byvoorbeeld oor iets nie. Terwyl daar is iets van 'n mening, maar dit is nie so sterk soos 'n meningsstuk wat jy byvoorbeeld sal skryf nie. Dit gaan meer 'n tipe van 'n gevolgtrekking wat jy maak uit die feite uit wat jy nou gegee het. So hy lys 'n klomp feite en dan sal hy byvoorbeeld nou geskryf oor die inligtingskandaal so 'n rukkie terug, waarby sy pa destyds betrokke was. En dan lys hy 'n klomp feite en dan kom hy tot die gevolgtrekking dat die gevolgtrekkings wat destyds gemaak het nie die regte gevolgtrekkings was nie. Maar 'n rubriek moet so geskryf word dat jou leser eintlik self by daai gevolgtrekkings kom sonder dat jy dit vir hom doen. Ek het al met rubriekskrywers gepraat en hulle gevra, hoe kry hulle idees? Want as jy vir 'n publikasie soos die Beeld destyds geskryf het, dan jy weet jy het spertye, jy moet weekliks skryf en jy moet weekliks daai stuk werk lewer, daar's 'n bepaalde dringendheid daaraan. En hoe hou 'n mens daai vol? Waar kry jy idees? En baie van hulle sê vir my, jy weet jy kry dit uit alledaagse situasies. Baie keer ervaar jy iets wat gebeur in 'n supermark. En jy weet, of jy ervaar iets wat op die pad gebeur, of jy lees 'n nuusstuk raak wat, jy weet, iets in jou wakker maak, wat jou ongemaklik maak, wat jou gedagtes laat gaan. So dit is baie keer ook die beginpunt vir 'n rubriek, wat 'n mens dan, jy weet, ontwikkel en dit deurtrek, want ek bedoel, uit ons raamwerk en ons lewensverwysing,
jy weet ons geloof is jy weet inherent deel aan alles wat ons dink en hoe ons optree en ons doen. So dan wonder 'n mens baie keer as mens wêreldgebeure sien, hoe voel ek as Christen hieroor en dit jy weet stel die toon of die styl dan van 'n rubriek, ja. Goed, en dan die huldeblyke. So die huldeblyke is ook belangrik om vinnig hieroor te gesels. So jy kan sien hulle betoon eer aan Dominee Matthys. Dit is ook om, jy weet, bestek op te neem van sy lewe, om herinnering te bring. Die bewysstukke en die navorsing wat jy hiervoor gaan doen is die lewensfeite herinneringe. Ek dink hierdie is 'n bietjie moeilik in die opsig dat jy met 'n familie gaan werk. Jy gaan direk met 'n persoon, jy weet, met familielede werk wat hierdie persoon geken het. En dit is belangrik om hulle ook in die saak te ken. Soveel soos wat daar 'n leser is daar in hierdie geval daai persoonlike kontak. Wat wil hulle ook insluit? Wat wil hulle sê? Wat wil hulle nie sê nie? Jy weet, om seker te maak dat 'n mens aan hulle ook, jy weet, respek het vir hulle ook wat rou oor die geliefde, nê? Die ander belangrike ding is 'n mens kan nie hierso jy kan eintlik nie te emosioneel word nie. Hoewel 'n mens wil eer betoon aan hierdie persoon, moet 'n mens dit nog steeds, jy weet, op 'n manier gebalanseerd hou. Nie te veel emotiewe woorde nie te, jy weet, dit is ongelukkig nie 'n plek waarvan ek dink hierdie is 'n beredeneerde skryfwerk oor iemand se lewe. Hoewel 'n mens dan nou so byvoorbeeld daarso aan die linkerkant sien ons waar hy praat oor sy liefde vir die natuur en hoe hulle dit onthou, maar hoe hulle dit dan terugbring na werklike voorbeelde. Dit is nie net 'n lofsang oor hoe goed hy was nie, dit is, jy weet, deurdag oor hoe hy gaan visvang het op Christiana, hoe hy aan 4x4 geleenthede deelgeneem het. So dit is feite saam met herinneringe, maar ja, gebalanseerd, maak dit sin. Ja. Okay, goed. Is daar enige vrae oor die huldeblyke? Ek wil net 'n opmerking maak oor dit. Vir 'n redakteur is dit 'n baie moeilike ding, veral as 'n familielid die huldeblyk skryf het. Want jy voel jy's bietjie op heilige grond. Ek moes nou die dag toe Dominee Attie nou beskryf het oor Albert wat nou in die Februarie boodskappe inkom, was die huldeblyk bietjie te lank gewees. En ek moes so mooi redigeer om nie hom te laat voel iets wat vir hom persoonlik belangrik is, want daar's regtig baie nou. Partykeer is dit 'n gemeentelid wat skryf of so, dan is dit makliker om te redigeer, maar as dit so persoonlik is, dan is dit vir ons baie moeilik om te redigeer. En ek sal baie nou moet hom, ek sal van terugstuur en sê, jy moet regtig vir my sê, wil jy eerder iets in hê wat ek uitgelaat het of so. Maar dit is ook, ek stem met jou saam, wanneer dit 'n familielid is wat dit skryf, dan is daar baie keer persoonlike anekdotes of so wat in is wat weer eens nie noodwendig vir die gemiddelde leser so baie beteken nie. So jy moet ook vra, wie is die persoon wat weer die huldeblyk skryf? Wat was sy rol gewees in die organisasie, soos nou in die kerkverband hier? Watter inligting van sy lewe is relevant vir die kerkpubliek wat iets van hom wil weet? En dan gaan jy, soos ek sê, dalk 'n bietjie minder persoonlike dinge insit. Maar ek hou daarvan om soms net so 1 of 2 meer persoonlike goedjies, iets wat van die persoon se persoonlikheid dalk ook iets sê van sy menswees getuig in te los. Want die mens wil dit ook nie net koud en klinies doen. Nee, dit is 'n baie fyn balans, want jy wil ook die lewensfeite insit, maar dit is nie 'n biografiese beskrywing van die persoon nie. Dit is, jy weet, 'n opgawe, want jy doen dit aan die een kant, doen jy vir daai familie wat rou, jy doen dit as 'n huldeblyk in daai opsig, maar mense moet ook onthou, ek dink veral in die geval van Dominee Matthys, is dit ook, jy weet, 'n optekening van die geskiedenis. Dit is vir die toekoms, wanneer jy wil terugverwys. So, ja, dit is balans tussen lewensfeite en herinneringe. Dit is wat ek het. Dankie, Skalk. O, is nog vrae. Kan ons nog vrae vat, Skalk? Ek wil net en dis dalk vir al die broeders om dalk bietjie saam te dink. Ek dink ons almal het dit al gekry dat ons het 'n begrafnis gedoen en dan moet iemand nou 'n huldeblyk doen, dan is die huldeblyk amper langer as die preek. Ja. Dit is daar sin in, en ek sal graag wil hoor of Skalk dalk 'n bietjie rondom dit, of 'n mens op 'n manier 'n bietjie riglyne op 'n papier kan kry om vir persone te gee wanneer jy met hulle deel oor die begrafnis. Is daar sin in om dit te doen,
Want partye hou net aan en aan en aan en aan en aan. Ek weet nie of die broeders Dis dalk koppel, jy- iets wil dink oor dit. Is daar sin in om suites op te stel? Dis my vraag. Kyk, is 'n moeilike ding want dit is mense sal soms in die gesig gevat voel as en sê maar jy kan nie vir my sê hoe lank ek mag praat oor my broer of oor my pa of oor my ma nie as ek wil sê wat ek wil met hom sê. En jy's 'n gas hier en dit is my geleentheid om afskeid te neem van die persoon. Maar baie keer sal mense tog na jou toe kom en sê, "Ek het my nog gevra om hulde bly te doen. Hoe doen mense dit?" En dan het ek dit mense geleentheid om te sê, ek dink hier's 'n paar riglyne wat jy kan gebruik. En julle gaan dit self opstel. Ek dink uit dit wat ons vandag net hier gesê het, is dit alreeds iets, maar weer eens die geleentheid verskil. Dis anders dan as om 'n hulde blyk in die boodskappe te skryf. Jou gehoor verskil. Die mense wat daar sit het almal 'n persoonlike koneksie met die persoon wat gesterf het. Terwyl die mense in die boodskapper staan verder van die persoon af in 'n groot mate en dit is soos jy sê eintlik 'n akademiese oefening in 'n sin want ons wil iets vir die argief hê, iets vir die nageslag, iets wat ons kan na terugverwys oor die persoon se lewe. So dit maak tot die aanslag 'n bietjie verskil. Ek wil net byvoeg, kyk, ek praat nou uit my perspektief as joernalis wat baie met mense onderhoude voer en daar's vir my raakpunte daaraan. So wat ek gewoonlik doen en ek sê glad nie dit is hoe julle dit moet doen nie, dis maar net uit my ervaring uit. Ek sal op 'n baie, jy weet, 'n baie ligte informele manier die persoon lei. Ek dink daar's tog mens moet tog vir die mense rigting gee. Jy weet, ek hoor wat Skaak sê oor dit is party mense sensitief, hulle staan naby aan die persoon en dit maak heeltemal sin. Maar ek dink ook baie keer weet mense net nie. So as 'n mens, jy kan enige iets sê, dit hang net af hoe jy dit benader. Jy gee vir die persoon riglyne en hou al van jou agterkop, maak ruimte voor dat die persoon dalk nie daarby gaan hou nie. Maar as jy dit vir daai persoon sê, dan het hulle ook dalk 'n beter struktuur en dan weet hulle ook dalk, jy weet, wat en hoe of hoe lank of wat ook al. Dus dit gaan maar net oor die gesprek om dit oop te hou en die verwagting te bestuur. My sin in dat 'n mens bietjie riglyne gee en sê, hulde onthou, hulde blyk is dit en dit en dit en sonder om te sê jy maak nie veel. Ja. Maar dan Ja. Stel hom op, sal hy dit gee. Laaste vraag. Wel net oor jy kan nie dalk ons 'n bietjie advies gee hoe om 'n treffende opskrif vir jou artikel te doen. Ek is die laaste persoon wat jy moet vra. Dit is een van my grootste struikelblokke daagliks. Ek en ChatGPT sit soms vir 'n halfuur lank om te besluit wat nou opskrif moet wees en dan slaag dit nog steeds nie. So ek kan jou ongelukkig nie daarbey help nie. Dit is maar iets wat 'n mens gaan moet kyk. Jy weet, lees opskrifte, dit kom nou weer by die lees in. En baie keer kan jy vir jouself sê, kom ons gebruik net 'n halfuur, kom ons skandeer net opskrifte van berigte en kry 'n gevoel daarvan. Ja. Dis redakteurs kies die opskrifte nie noodwendig die skrywers nie. Nee, dit is 'n baie oop struktuur. Ek dink Marula doen dit baie anders as ander publikasies. Ons joernaliste het baie vryheid in hoe ons skryf en hoe ons dinge aanpak.